Gesê het, ek wil so vol van die Here wees. Hy sê, as 'n muskiet my byt, dan moet hy wegvlieg en hy moet sing. Woo! There's power in the blood. Power in the blood. Amen. Halleluja. So ek wil graag eintlik net op een vers vanoggend konsentreer in die Bybel. Dis vra om saam met my sin toe te gaan. Markus 11 vers 2. In Markus 11 vers 2 en sê vir hulle, is nou Jesus wat sy disippels bevel gee, hy sê, gaan na daai dorp, reg voor julle, Engelse Bybel sê, that city that's over against you. Hy sê, en dadelik as julle daar inkom, sal julle esel vol vind wat vasgemaak is, waar geen mens al op gesit het nie. Maak hom los en bring hom. Interessante instruksie wat Jesus aan sy disippels gee. Was besig in Galilea en Jesus is besig om voor te berei om in Jerusalem in te gaan. En hy stuur sy disippels en dis amper tyd van die Pasga of die Paasfees en die skares mense is oral oor Israel besig om op te trek na Jerusalem toe. En hulle gaan verby 'n klein dorpie of 'n klein village, sê die Engels. En die Bybel sê net, die Bybel noem nie wat die naam is van die stad nie, hy gee ons geen verdere beskrywing van hierdie dorpie waarin hulle moet gaan nie. En maar al wat ons weet, is dat Jesus vertel die disippels om na die volgende dorpie te gaan. Die King James sê die volgende, hy sê, die oudste vertaling, dit sê, to go over against them. Die dorpie se naam is against. Go over against them. En dis my interessant dat die Bybel nie die naam van die dorp vir ons gee nie, maar die beskrywing van Jesus is dat it's against you. Partykeer sal Jesus ons in situasies instuur wat teen ons gaan staan met die naam van against. Dis nie die duiwel wat jou soontoe stuur nie. Die duiwel mag slag, steel en verwoes, maar uiteindelik is God in beheer. Maar God laat dit toe. In sy soewereiniteit weet God wat hy doen wanneer hy jou stuur na 'n plek met die naam van teestand. Against. En die woord against beteken opposed, resistance. Something that stands up against you. Wie van julle het al in so 'n seisoen van against in jou ingestap in jou lewe? Miskien is van die daar, maar partykeer wil God jou in 'n seisoen instuur waar alles teen jou staan. Alles voel asof dit teen jou werk. Alles wat gewoonlik werk, werk nie. Dis nie net een probleem nie, maar partykeer is dit 3 of 4 probleme te gelykertyd op dieselfde tyd in jou lewe. En jy vind jouself in 'n plek wat teen jou is. En Jesus wys hier dat hy ons instuur na die plek wat teen ons kan wees. Maar hier's die ding, daar wag iets op jou. Daar wag iets op jou. Want daar is seëninge, luister hier, selfs in die plek van weerstand. Daar's seëninge in die plek van weerstand. Dis taaf partykeer. Een keer beveel Jesus sy disippels om in 'n bootjie in te klim en oor te vaar na die oorkant toe met die wete dat daar gaan 'n storm kom. Maar hy stuur hulle nogtans. En ons kom partykeer in 'n storm, al het God jou gevra om net oor te vaar na die ander plek toe. Maar God leer sy disippels 'n les, dat wanneer God dit toelaat,
dat jy na 'n plek moet gaan wat teen jou is God nog steeds vir jou. Hierdie les moet ons verstaan. Dit wat ons bespeer en merk wat teen ons kom, is ook baie keer 'n blessing. A disguise. Amen? The size of your enemy determine the size of your reward. Amen? As die Springbokke teen Zimbabwe speel, is daar nie so groot reward nie, maar as ons teen die All Blacks speel en ons wen hulle, dan is daar 'n reward. A greater reward. The greater the size of your enemy, the greater the size of your reward. Ons sal nooit kies om deur iets te gaan nie. Ons gaan nooit volunteer om na 'n dorpie met die naam van teestand te gaan nie. Maar as God jou soontoe lei, is dit omdat hy alreeds iets het wat vasgemaak staan vir sy heerlikheid. En jy kan dit nie kry as jy nie self daai esel gaan losmaak nie. Luister wat ek vir u volgens sê, die plek van teestand het wonderwerke en seëninge ingebou. En ek dink wat ek wil sê is, as jy deur so 'n plek van teestand gaan, moet jy jou geestelike brille opsit en die verborgde skatte raak sien wat daarin is. You know, I believe that God even has an end plan for Satan. An end plan for drama. An end plan for everything. Even evil has a beginning and it has a prescribed end. And whether it's good or whether it's evil, all will serve to the purpose of God. Amen? It will serve to the purposes of God. And we can't possibly understand everything we are going through, but we can believe that all things work for good. Amen? All things work for good. There's different forms of pain. There's psychological pain, there's neurological pain, there's emotional pain, there's loneliness. But you know what? Most people think that pain diminishes you. But there is power in pain. And each athlete will learn to push through pain, to play through pain. Amen? It doesn't diminish us, it doesn't tear us apart, but from Genesis to Revelation, the Word shows us that there is power that comes from pain. If God is sovereign and in control of everything, then there can be no pain and no sorrow without a purpose in my life. Because God shows up in pain. Pain becomes power. Noah lived 350 years after the flood. He lived longer after the flood than before the flood, to tell you that there is life after the storm. Amen? Noah rode a storm into a rainbow. Can I get an amen? So just stay with the boat. Stay with the church. Don't break away when you have
pain in your life. Ride it out, whether you understand it or not, because adversity will cause you to either break down or break forth. Can I get an amen? I'm going to break forth in this pain. Want daar wag iets wat vasgebind is vir jou. Hy laat jou nie deur 'n seisoen van teestand gaan sonder om iets te hê wat wag vir jou. Nie iets openeer jou, maar daar is verborge skatte daarin. Jesus praat van 'n esel vol waarop niemand al ooit gery is nie. Jy gaan hom daar vind, maak hom los en bring hom vir my. 'n Esel vol waarop nog niemand gery het nie. Hoekom sal daai woorde so in die Bybel geplaas word? Want hy het splinternuwe dinge vir jou om te geniet wanneer jy deur die dal van teestand gaan. Dinge wat voel asof alles teen my is. Psalm 56 vers 10 sê, dan sal my vyande agteruit wyk op die dag as ek roep. Maar dit weet ek, dat God aan my kant is. It's one thing I know, that God is on my side. En dit is hoe ons God is. Romeine 8:28 ken jy, hy sê, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Alles, kan ek 'n amen kry? Alles. It will work together for good. Not for my good, but for His good. Amen? For His good. Want het sê nie God gee jou alles wat jy wil hê nie, maar alles werk ten goeie. Vir die wat hom lief het. Het jy hom lief hier vanoggend? Well, it's going to work for good. Want ek het God nie net lief wanneer ek gebless is nie. Of ek het hom nie meer lief wanneer dit goed gaan met my as wat dit sleg gaan in my lewe nie. Soos God toelaat dat ek deur iets gaan, moet jy weet in daai oomblik dat God is vir my. God is for me. En as hy my gelouter het, sal ek as suiwer goud tevoorskyn kom. Want ek het agtergekom, alles wat teen my kom, het alreeds 'n vasgemaakte eselin wat wag op my. Iets waarop nog niemand anders gery het nie. So daar wag 'n nuwe ondervinding vir my. Iets net vir my, specialized for me, op wie nog nooit iemand anders op gery het nie. En ek onthou, daai sou die donkie wees wat Jesus op sou ry, toe hy in Jerusalem inry na sy dood, toe na die skare wat skreeu, Hosanna, Hosanna, in die hoogste, eer op aarde. So Jesus ry op hierdie donkie. Maar Jesus sou op hierdie donkie ry om 'n profesie wat 1500 jaar deur Sagaria gegee is, waar hy sê, en hy sal in Jerusalem inry op 'n donkie, op wie nog nooit iemand voorheen gery het nie. En toe die disippels daai donkie gaan losmaak en na Jesus vat daai donkie hom na die grootste oorwinning wat Jesus kon behaal. Want ons sou nooit dink dat dit wat sou lei na die grootste oorwinning
in Jesus se lewe sou begin by 'n donkie wat vasgemaak is in 'n plek van teestand. Sê bietjie, hierdie teestand gaan eindig in 'n seën. Glo jy dit? Yes. En ek kan die mic vat en ek kan dit vir soveel mense hierso gee vanoggend. Wat kan getuig van, daar was 'n stadium wat hulle bankrotskap in hulle lewens in die gesig gestaar het. Maar deur dit het hulle vandag, is hulle in 'n beter posisie as waarin hulle ooit was. Nogtans het dit 'n geleentheid geword vir voorspoed. Daai krisisse in jou huis, in jou lewe, dit het alles ten goeie meegewerk. Jy het gedink hulle egskeiding beteken die einde. Maar kyk nou. Party mense dink as jy 'n slegte diagnose het, dat is verby. Maar kyk hier, ek staan nog steeds deur die wonde wat vir my genesing bring. Dit wat die vyand bedoel, sê die Bybel, tot my skade, vat God en gebruik dit tot my voordeel. Daar's niks snaaks dat die grootste gedeelte van 'n mens se lewe is daar teestand nie. It just doesn't stop. Staan teenoor dinge wat jou op en neer. En ons gaan deur moeilike goed gaan in die lewe, maar alles is beter, want God het 'n doel en 'n oorwinning daarin vir jou lewe. Hy's vir my, en as hy vir my is, gebruik hy alles wat teen my is, tot sy voordeel. En in die proses word ek word nie beter nie, ek word beter, in die proses word ek meer soos Jesus. Al die teestand veroorsaak dat die trotsheid in jou doodgaan. Amen. Hy bitterheid in jou lewe. Dit gaan nie dat jy al hoe beter en beterder lyk nie, maar dit gaan dat jy meer en meer soos Jesus tevoorskyn kom. Luister, die goeie dinge staan vasgemaak op slegte plekke. En sommige van ons wil nooit in 'n slegte plek ingaan nie, maar jy kan nie by die vasgemaakte seëninge kom sonder om deur die dorpie van teestand te gaan nie. Jy weet, toe ek aan hierdie woord dink, oor dit, toe dink ek aan COVID. Onthou jy COVID? Ons kon nie by mekaar kom nie, en dan op 'n Sondag nie, en dan vind ek my in my sitkamertjie met net 2 van my kerklede. Michaelakie en my vrou. Met 'n selfoontjie, en ek preek. En as ek ter kerk toe kom, dan kyk ek so oor hierdie leesstoele, dan dink ek weet wat dit is, hoe dit gaan voel as die wegraping plaasvind. Maar die ergste ding is, ek is dan die enigste predikant hierso, wat oor is. En ek het gedink daai tyd, as ons ooit weer mense bymekaar kry, as ons ooit weer ons band bymekaar kry, gaan ek nooit die hallelujas stil maak in my lewe nie. As ons moet omkom, dan kom ek om, maar ek gaan uit met 'n lof en met 'n prys en met 'n halleluja. Ek kan onthou dit gevoel het. Onthou jy dit toe? Ons het nie geweet wat gaan gebeur. Niemand het geweet nie. Wat gaan word nie? Daar is mense wat besig is om te sterwe. In ons eie gemeente het ons mense verloor. In daai tyd verloor ek my sekretaresse aan kanker, Elbeth. Ek verloor my sig in daai tyd, en ek dink alles is teen my.
Maar vandag staan ons hier. En God is nog steeds op die troon. En God kan enige iets gebruik om jou deur te bring na 'n seën. Wat jy dink is teen jou, is nie teen jou nie. Die duiwel is nie in beheer nie, God is. Nou, as God sou toelaat dat jy van die lelike bladsye in jou lewe uitskeer, in jou boek van lewe, daai donker paragrawe, as God dit sou doen, sou jy nie weet waar jy nou is nie. En sou ook nie jy weet wie jy is nie, sonder dit waardeur jy was nie. Want daar staan 'n seën vasgemaak in my teëspoed. Wonder hoeveel van u het al God gedank vir die dinge wat al teen jou gekom het in jou lewe. Maar ek het besluit om 'n lof, alles in 'n lof te verander wat teen my kom. En ek onthou 'n Judas wat Jesus verraai het in die tuin. En die Bybel sê, hierdie verloenaar het na Jesus toe gekom en hy het hom verloon met 'n soen, onthou jy dit? Wat so interessant is die Bybel sê, dat toe Judas Jesus soen, sê Jesus die volgende vir hom. Toe hy na Jesus toe kom, toe sê die Bybel die volgende, dit sê, en Jesus het hom gesoen, en hom vriend genoem. Jesus kissed him and called him friend. Want selfs in sy verloning het Jesus hom 'n vriend genoem. Want hy het selfs sy verloning gebruik om uiteindelik na die kruis te gaan en oorwinning te kry vir ons. En selfs die verloning was a friend. And Jesus kissed him. Why is that in the Bible? Jesus kissed him and called him friend. Biggest enemy called him friend. En selfs daai mense wat teen jou staan, wil ek amper sê, kan jy soen? And call him friend. Because God is going to use that for your blessing. Die planne wat die vyand het vir jou, is nie finaal nie. Weet jy wat ons moet doen, wat die Bybel sê, as mense ons haat? Die Bybel sê ons moet vir hulle bid. Nou, ek haat daai versie eintlik in die Bybel. Want ek wil hulle punish. Maar as Jesus 'n man wat 30 sikkel silwer verkoop vir Jesus se lewe, kan soen en hom vriend noem, dan kan ek sekerlik. Ja. Kies and call it friend. Siekte, hartseer. Kies dit, call it friend. Want ergens gaan God dit gebruik vir sy heerlikheid. En wat as 'n teestand begin sal eindig in 'n oorwinning in my lewe? Kan ek 'n amen kry? Maar die ultimate plek van geloof is nie op 'n punt te kom waar jy sê, of ek nou lewe en of ek nou sterwe, God sal die eer kry. Hy gaan die glorie kry in hierdie ding, waar al lyk dit asof dit teen my staan. Selfs die dinge wat ek nie verstaan in my lewe nie. Ek het al gewonder oor die term wat mense gebruik, I'm a self-made
man. I'm a self-made man. It's like a little boy that sits next to a fat old man that ate him into that condition. And it's a rich man. And the man says, I am a millionaire. I am a self-made man. And the little boy says, what you make yourself like that thing for? Maar almal wat dink hulle is self-made. Luister, jy besit niks nou wat jy oor 100 jaar joune gaan kan noem nie. Al wat jy is 'n rentmeester van wat God oor jou gebring het in jou lewe. Dis nie jou kar nie, dis nie jou eiendom nie, dis nie eens jou vrou nie. So, ek kan ook niks terugvat wat ek klaar gesê het nie, nee. Ja. Ek weet een ding. Ek is op pad na 'n beter plek. Maak nie saak wat teen my kom nie. Nie hartseer nie, nie siekte nie. Dit was nog altyd God se plan om my by hom uit te kry. Soos Paulus sê, om te lewe is Christus. Om te sterwe is wins. Sterwe is wins. So, prys die Here. Kom dan by begrafnis toe eendag. En huil 'n bietjie. Maar rejoice baie meer. Ek hoop iemand gaan juig op my begrafnis. Vra my nie, jy nie. Jy kan juig as my lewenspolis uitbetaal. Amen. Maar as jy bereid om vanoggend te sê, Here, ek gaan van die plek van teestand na die vasgemaakte blessing. Ek gaan van die vloek na die seën. Amen. Sal jy saam met my staan? As jy vanoggend dit wil doen. Jy sien, die rede hoekom niks wat teen ons is, God nie sal verheerlik nie, is van die bloed van Jesus, wat oor ons geroep is, which is applied over our lives already. It calls for better promises. It calls for a better testament. Die Bybel sê is op beter beloftes gebou. En die bloed van die Here spreek 'n woord oor jou wat sterker is as enige woord wat al ooit teen jou gespreek is. Die bloed van Jesus praat. En dit sê, jy is vergewe. Jy is die geregtigheid van God. Jy is heilig. Jy is vergewe. Jy is genees. Dit spreek namens jou. En alles wat teen jou staan, vanoggend, elke slegte seisoen, stap ons nou, Here, na die vasgemaakte seën wat U vir dit bedoel. I kiss it and I call it friend. In the name of Jesus. Would you just close your eyes where you are? And if you believe this word and says, yes, Lord, I am walking towards a blessing in my life. Just raise your hand where you are. I believe your word of abundance, of flow. In the name of Jesus. And now, Father, this season of evil,
and of darkness is broken in the name of Jesus. Your blood covers us. It gives us a future. It gives us a hope, and we hold on to it this morning. We ride this out, Lord, like Noah. We ride the curse into a rainbow in the name of Jesus. We walk out of this place, Father, with our trust and our hope in you. And everybody says, Amen. En amen. Die Here seën julle.